Die verhouding tussen frekwensie F en maksimum kinetiese energie EK max van fotoelektrone vrygestel uit twee katodes M en N van verskillende fotoelektriese selle word ondersoek. Die grafieke is uit die resultate verkry. Op die y-as het ons frekwensie mal 10 tot die mag 14 Hz en dit is natuurlik die frekwensie van die fotoelektrone. En op die x-as het ons die maksimum kinetiese energie van die fotoelektrone wat deur twee katodes M en N vrygestel word. Definieer die term druppelfrekwensie. Die druppelfrekwensie is die minimum frekwensie van 'n foton benodig om elektrone vanaf die oppervlakte van 'n metaal vry te stel. Vergelyk die maksimum kinetiese energie van fotoelektrone wat uit katode N vrygestel word met die maksimum kinetiese energie van die wat uit katode M vrygestel word wanneer lig met 'n frekwensie groter as 10,4 mal 10 tot die mag 14 Hz op elk van die katodes skyn. Nou kom ons aanvaar dat die lig wat skyn op katode M en N is 10,4 mal 10 tot die mag 14 Hz. Nou, vir katode M, wat gaan die maksimum kinetiese energie wees? Jy gaan lees dit af, want die y-waarde is 10,4, wat is die ooreenstemmende x-waarde? Dit gaan die oorsprong wees. So vir katode M gaan dit 'n waarde by die oorsprong wees. Maar vir katode N gaan dit 'n waarde aansienlik hoër wees as jy dit gaan aflees op die x-as. So die korrekte antwoord is groter as. Bereken die waarde van frekwensie Fx, dit is daardie waarde soos op die grafiek getoon. Nou, op jou formuleblad. Fotonenergie is gelyk aan arbeidsfunksie plus jou maksimum kinetiese energie. Die fotonenergie kan ons gaan herskryf as Planck se konstante maal met die frekwensie van die invallende lig. En dit is gelyk aan die arbeidsfunksie wat ons ook kan herskryf as Planck se konstante maal met die druppelfrekwensie plus EK max. En EK max gaan ons letterlik direk van ons grafiek aflees. So Planck se konstante 6,63 mal 10 tot die mag minus 34 maal met, in hierdie geval is dit Fx, né? Fx is gelyk aan Planck se konstante maal met die druppelfrekwensie. En daai waarde, onthou net die mal 10 tot die mag 14, dis 10,4 mal 10 tot die mag 14, en dan tel ons maksimum kinetiese energie by, en dit is daardie waarde, 23,01 maal 10 tot die mag minus 19. En as ons dit alles gaan uitwerk, dan kry ons Fx is gelyk aan 4,51 maal met 10 tot die mag 15, oftewel, as ons kyk na wat staan op die y-as, 45,1 maal 10 tot die mag 14 Hertz. Die eksperiment word nou vir katode M herhaal deur lig met 'n frekwensie van Fx, maar 'n hoër intensiteit te gebruik. Met ander woorde, die frekwensie bly dieselfde, die intensiteit neem toe. Hoe sal die y-afsnit van die grafiek beïnvloed word? Verhoog, verlaag of geen invloed nie? En die antwoord is, dit gaan geen invloed hê nie. Hoekom sê ons so? Die y-afsnit van die grafiek stel die druppelfrekwensie voor, F0. En die druppelfrekwensie
word bepaal deur die werksfunksie van die materiaal, wat 'n intrinsieke eienskap is. So, dit sal net verander as jy die materiaal verander. So, ongeag wat jy maak met die intensiteit van die lig, die metaal verander nie, en omdat die metaal nie verander nie, gaan die druppelfrekwensie en die werksfunksie nie verander nie. Hoe sal die aantal fotoelektrone wat per eenheid tyd vrygestel word, beïnvloed word? En in hierdie geval is die antwoord verhoog. 'n Hoër intensiteit van die invallende lig beteken daar is meer fotone wat per sekonde uitgestraal word. So, as die frekwensie groter is as die druppelfrekwensie, wat in hierdie geval wel waar is, dan sal daar meer elektrone per eenheid tyd uit die metaal vrygestel word. Hoe sal die maksimum kinetiese energie van die vrygestelde fotoelektrone beïnvloed word? Nou, die maksimum kinetiese energie van hierdie vrygestelde fotoelektrone hang af van die frekwensie van die invallende lig en nie van die intensiteit daarvan nie. So, as die frekwensie Fx dieselfde bly, dan sal die maksimum kinetiese energie ook dieselfde bly. So die antwoord is geen invloed nie.